Nou namens my Heinie en die hele beleefspan, baie welkom by vandag se oordeenking. Nou, hierdie week ontdek ons saam dat 'n aanbidding is baie meer as 'n lied wat ek en jy op 'n Sondagoggend sing, of dalk in jou kar. Aanbidding is 'n lewe wat antwoord op God se liefde. En ons het gesien dat hoe beter ons God leer ken, hoe natuurliker word ons liefde vir hom, hoe natuurliker word ons vertroue in hom. Maar daar is nog 'n vraag. Hoe lyk daardie liefde en vertroue in die praktyk? En die antwoord dink ek is baie eenvoudig. Die antwoord is liefde het voete. Ek gaan nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Ware liefde bly nie net by 'n gevoel nie. Dit word sigbaar in die manier waarop ons lees. Jesus sluit sy bergpredikasie af met hierdie bekende woorde. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens leef, is soos 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Hierdie beeld is so treffend. Jesus sê nie dat wyse mense se lewe sal sonder storms wees nie. Inteendeel, storms tref alle huise. Die verskil lê nie in die storm nie, die verskil lê in die fundament waarop die huis gebou is. Jesus nooi ons nie om hom te gehoorsaam omdat hy beheer oor ons wil hê nie. Nee, hy nooi ons om hom te volg omdat hy die lewe ken waarvoor hy ons geskep het. Dit is die verskil tussen 'n reël en 'n uitnodiging, want 'n reël sê, doen dit, anders is daar gevolge. Maar 'n uitnodiging sê, hey, kom leef die lewe waarvoor jy gemaak is. Ek dink ons verstaan dit die duidelikste wanneer ons weer na Jesus kyk. Hy het nie net vir ons gesê hoe om te leef nie, hy het dit self geleef. Hy het mense lief gehad wat moeilik was. Hy het vergewe terwyl hy in 'n kruis gehang het. Hy het altyd die waarheid met genade gepraat. En hy het sy Vader vertrou, selfs toe die pad na die kruis gelei het. En toe gee hy sy lewe, sodat ons nie net sy voorbeeld kan bewonder nie, maar sy lewe kan ontvang. Daarom volg ons Jesus nie om sy liefde te verdien nie. Ons volg hom omdat ons reeds deur sy liefde gevind is. Hoe beter ons hom leer ken, hoe meer begin ons verlang om soos hy te leef. Jy sien, gehoorsaamheid is nie 'n bewys dat God jou aanvaar nie. Dit is die vrug van iemand wat ontdek hoe goed sy Vader is. Dan kry liefde voete. Dit word sigbaar in ons lewens. Dit word hoorbaar in ons woorde. In die manier waarop ons mense behandel. Nie omdat ons bang is God gaan teleurgestel word nie, maar omdat ons al hoe meer wil leef soos Jesus. En ek dink dit bring vreugde aan jou pa se hart. Nie omdat jy altyd alles reg doen nie, maar omdat jy begin lyk soos sy seun Jesus. So as iemand vandag na jou lewe en na my lewe kyk, waar sou hulle iets van Jesus se liefde in jou optrede raak sien? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U nie net vir ons kom sterf het nie, maar dat U ons eie lewe gegee het. Dankie dat U besig is in elkeen van ons. Dankie dat U ook besig is om aan die liefde wat U in ons harte losmaak, voete te gee, sodat die mense rondom ons die verskil kan ervaar. Mag ons vanoggend en deur hierdie hele dag, mag ons braaf genoeg wees om mense wat moeilik is lief te hê. Mag hulle in dit U vind. En dit kom vra ek in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen van julle regtig vandag God se goedheid, God se vrede en die wonderlike vriendskap van die Heilige Gees ervaar.